op my hart gelê het. Ek gaan my bes te probeer om nie te lang te wees nie. Maar die Here het eintlik al alles gedoen wat gedoen moes word. En ek weet daar is van iemand hier is wat moes uitgekom het, wat nie uitgekom het nie. Daarom het ek 'n uitnodiging gemaak as die diens verby is. En jy het gebed nodig. Hier aan my regterkant is 'n bidkamer. Moenie huis toe gaan as jou saak met God reg is nie. As jy nog stikkend voel, as jy gebed nodig het, moenie huis toe gaan nie. Kom dat ons saam met jou bid, dat ons die Here vertrou vir 'n wonderwerk in jou lewe, want hy is getrou. Prys die naam van die Here. Ons die Here ons kan ons ook nie net op met ander saak doen. Prys die Here. Ek wil net met die praat oor dit wat die Here op my hart gelê het, en ek het so 'n paar skriffies wat ek met julle wil deel. En ek wil vanmôre met die praat oor die belangrikheid daarvan om 'n verhouding met God te hê teenoor om religious te wees. Nou ek weet nie of jy dit weet nie, daar's 'n groot verskil tussen 'n religion en 'n relationship. En die hartseer is dat baie mense wat dink hulle dit gaan dit nie maak nie. En die woord van die Here sê in Jesaja 29 vanaf vers 31 tot 15. Jesaja 29 vanaf vers 13 tot 15. Hy sê omdat hierdie volk nader kom met die mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my afhou, sodat hulle vrees vir my, 'n aangeleerde mensegebod is. Daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk. Wonderlik en wonderbaar. En die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? Hulle na hierdie gedeeltetjie luister, jy kan die hoofstuk in sy volheid gaan lees daar by die huis, dan is dit duidelik dat hy nie hier met sondaars praat nie. Maar dat hy mense hiermee praat wat die Here loof en prys en aanbid, maar hulle doen aan die een kant die een ding en aan die ander kant doen hulle die ander ding. Dan sê Matteus hoofstuk 7 vers 15 tot 21. Hy sê maar pas op, Matteus 7 vanaf vers 15. Hy sê maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Hy sê aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. Sodra dan elke goeie boom goeie vrugte, maar elke slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrug dra nie en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Iemand het eendag gesê, maar ons mag nie oordeel nie, ons mag nie, sê nie ons oordeel nie, maar ons is fruitinspekteurs. Want die woord sê ek mag dit wees. Hy sê aan hulle vrugte sal julle ken, so ek moet die vrugte ondersoek. So we are fruit inspectors. Ek kyk na die vrug en dan kan ek weet wat se boom dit is. En nie almal wat sê hulle is 'n goeie boom is 'n goeie boom nie, want die vrug lieg nie. Ek kan vanmôre hier staan en die Here kom my gebruik het om almal aan te raak en ek kan nog steeds verlore wees. Pastoor, hoe kan dit weet dat die Gees van God jou vanmôre gebruik en mense se lewens aanraak, maar jy sê jy kan nog wel toe gaan? Want wat vanmôre hier gebeur het was nie vrug nie. Dit was gawes van die Heilige Gees wat gewerk het. Die Heilige Gees het gewerk, maar die vrug is iets anders as die gawes. So die gawes word aan iemand gegee sodat ander bedien kan word.
die gawe van genesing of profesie of wat dit ook al mag wees. En God het my dalk 'n gawe gegee om die woord te mag bedien vanmôre. Maar as ek hier uitstap, dan moet ek vrug dra. As ek by die huis is en ek in die wêreld is, word ek nie geken en God sê ek ken nie iemand aan die gawes nie. Want die gawes is nie vir hom nie of vir haar nie. Die gawes is vir ander. So dit kan wees dat ek op 'n tyd my hart vir die Here gegee het en God het my die gawes gegee van die Heilige Gees, maar ergens langs die pad het my verhouding met God begin skade ly. Ergens langs die pad behandel ek dalk nie meer my vrou soos wat ek kan behandel nie. Ergens langs die pad behandel ek nie ander mense meer soos wat ek hulle moet behandel nie. Ergens langs die pad het die bediening iets geword wat ek uitbaat uit kan vind finansiëel. Ergens langs die pad het dit vir my meer begin gaan oor wat ek kan doen vir God en nie meer wat ek kan leef vir hom. So dit is all about me, in my kerk, in my bediening. En so is dit nie net as pastoor nie, maar vir elke kind van die Here kan op 'n plek wees waar ek die gawes ontvang, want die woord van die Here sê dat die gawes is onberouwlik. Sal God my dan nog steeds gebruik om ander te bedien, ja, want hulle nodig. Maar elkeen van ons wat hier is, gaan op die einde van die dag voor God moet staan, nie net oor hoe ek die gawes gebruik het, was ek gehoorsaam om te weet, maar hoe lyk my vrug? En vrug kan ek alleenlik kry deur 'n verhouding met God hê. Religie kan maak dat die Gees van God nog werk om ander te bedien, maar vrug kan nie genaak word nie. Liefde kan nie genaak word nie. Vergifnis kan nie genaak word nie. Die gesindheid van die Heilige Gees kan nie genaak word nie. You only bear fruit when you are in a relationship with God. When you are in a relationship. Ek vermoed vir jou sê, baie mense, en ek sien dit in dis hartseer, hoe kinders van die Here op Facebook mekaar uithaal oor 'n siening van 'n skrif. Ja, maar ek sien die skrif so, en hy sien die skrif so, en op die einde van die dag openbaar hulle wat vrug. Jy kan al die kennis hê van die woord. Jy kan die woord uit jou kop uit ken, die woord van die Here sê op 'n ander plek, al kan ek die tale van engele praat en al deel ek al my goeders uit en ek doen al dit en dan I love. It means nothing. En ek wil vanmôre met u praat, en ek wil nie vanmôre so seer oor die vrug praat nie, maar oor relationship vanmôre. God has created you and me so that we can have a relationship with Him. Heel eerste, en ek het dit ander dag genoem, en ek het dit ergens geleer, so dis nie iets wat ek slim was, ek het gehoor iemand sê dit en dit het vir my iets beteken. That works will never produce salvation. Werke sal nooit redding voortbring nie, maar redding bring werke voort. So works will never produce salvation, but salvation will produce works. Met ander woorde, verhouding word uit dit uitgebore wat God se hart is. Wanneer ek in 'n verhouding met die Here staan en daar is duisende mense wat in die kerk sit wat verlore gaan. Want verhouding beteken dat ons mekaar ken. En vir die van u wat om dit nou mooi te verduidelik vanmôre, almal wat getroud is, kan steek net jou hand op. Sien, dis nie almal wat is almal getroud. So julle is almal in 'n verhouding. Die goed wat jy doen in die huis. Daar's nou 'n ander lag. As jy jou vrou help skottel goed was, is dit dat jy dit moet doen as jy nou met jou mooi dink. Hoekom doen ek sekere goed in die huis? Sodat ek 'n verhouding met my vrou kan hê. Dit kan nie werk nie. Die dinge wat ek doen, ek help nie met goed sodat ek 'n verhouding. Mense wat baie lank
getroud is, kan nog steeds dieselfde goed doen vir die man of die vrou in die huis, maar hulle leef verby mekaar. Jy kan jare getroud wees en jy doen nog steeds dieselfde goed. Jy help nog steeds met die skorrelgoed. Jy help nog steeds uitvee. Ons help nog steeds om die huis beter te maak, but we don't have any relationship anymore. Ons kan in die kar klim en Nelspruit toe ry en ons het absoluut niks om vir mekaar te sê nie. Ons ken nie mekaar se drome meer nie, ons ken nie mekaar se hart meer nie, ons ken nie mekaar se visie meer nie. So dis hoekom ek sê, jy kan in dieselfde huis bly en nog steeds goed vir mekaar doen, but it will never create a relationship. But the relationship will create things that I want to do for someone that I love. Ek het nog nie een huis gesien wanneer ek goeders doen, dit mense aan mekaar nader bring nie. Ons waardeer dit, dankie dat jy dit vir my gedoen het, maar ons het nog steeds niks om vir mekaar te sê. Ek kan kerk toe gaan, my pa het altyd gesê, net omdat jy in 'n karaat slaap, maak dit nie van jou Mercedes nie. Net omdat jy kerk toe gaan, beteken dit nie jy is gered, of jy is 'n kind van God nie. Net omdat ek die Bybel uit my kop uitken, net omdat ek elke aand bid uit gewoonte uit, maak nie dat ek 'n verhouding het nie. Baie mense bid, maar daai gebed is leeg. There's no connection. Daar is geen verhouding nie. Daar is niks wat my lewe verander nie. En hy sê dit vir ons hier so verder, hy sê nie elkeen. Hy sê so aan hulle vrug sal julle hulle ken, maar nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het ons nie in U naam geprofeteer. En in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragtig gedoen het. So definitief het God hulle gebruik en duiwels is uitgedryf. En wonderwerke het plaasgevind. So die Gees van God het deur hulle gewerk, but was no longer in control of their life. En dan gaan hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan van my af weg, julle wat die ongeregtigheid werk. 'n Geheim van 'n verhouding is dat we both know each other. Ag, ek ken die Here. Ek ken die woord, ek ken die Here. Ken hy jou? Ken hy jou? Ken jou man jou nog, of ken jou vrou jou nog? Baie keer verander ons in 'n huis, dit is dieselfde goed wat ek 10 jaar van terug hoor nie nou meer van. Maar hoe weet ek waarvan my vrou hou? Because we have a relationship, we talk about things. Deel die hart met mekaar. Ons huil saam, ons lag saam. Ons bou saam. It's a relationship. En ek hoef vanmôre hier dat die Here vanmôre vir jou iets sal moet oopmaak in hierdie plek vanmôre, dat jy kan kerk toe gaan, jy kan alles hê, but if you don't have a relationship with the King of Kings and the Lord of Lords, en dit is hoekom so baie mense vandag twyfel in God se hart vir hulle. Jy kan in die kerk sê, ek weet nie of die Here my liefhet nie, ek weet nie of God my ken nie, ek weet nie of die Here my raak sien nie. Hoekom nie? Because something is wrong in your relationship with God. There's not something wrong with God. Die oomblik wanneer ek nie meer God se hart ken vir my nie, beteken dit dat daar's 'n kommunikasieprobleem. Because I don't talk to Him anymore. And I don't give Him time to talk to me anymore. But when you are in a relationship with Him, you will know His heart. Jy sal sy hart ken, jy sal sy hartseer ken, jy sal sy blydskap ken. Jy sien wanneer 'n verhouding wat ook gebou is om een persoon. Many people are in relationships, but it's all about the other person. Mense word slawe in 'n huwelik. En jy is maar net daar om die ander ene tevrede te stel. But you are dying a slow death in that relationship because you are not seen.
Dit gaan nie oor jou nie. Jy mag nie jou hart deel nie. Jy mag nie drome hê nie. Jy mag nie visies nie. You've just become a slave. En baie van ons behandel God so. Solank God vir my iets kan doen. Solank ek iets nodig het. En Here, it's all about me. All about me. Here, ek wil net hê, ek wil vanmôre vir jou sê, wat wil God vanmôre hê? Hoeveel van ons kom na die Here toe sê, Here, wat wil U hê, moet ek vir U doen vandag? Here, wat is daar wat ek vandag kan doen, sodat U naam verheerlik kan word? En as 'n liedjie, ek het nou net gesê, wat vir my so kosbaar is, ek dink, wat iemand sing en hierdie woorde is, en hulle kom na die Here toe en hulle sê, Lord, what kind of song do you want to hear today? Here, wat se lied kan ek vandag vir U sing? Nee, ek wil nie net sing omdat ek wil sing, but what do you want to hear from me this morning? Is there something that's on your heart this morning so that I can bring this to you and I can glorify you this morning? Jy sien dit is, ek hou van hierdie liedjie, so ek wil hierdie liedjie sing vanmôre vir die Here. Maar as daar nie iets waarvan God hou, wat hy graag wil hoor nie, isn't there a worship that he wants? Jy sien, wanneer die kerk alles begin gaan het oor hoe die mens die kerk wil hê, hoe ons programmetjies is, hoe ons stelseltjies is, sodat ons mense kan gelukkig hou. And it's all about wat die mens kan doen en die mens uit die deel uit kan kry. And that is religion. It's all about the person. But when it's about him, it's all about relationship with a living God. En ek wil vanmôre vir jou vra, kind van die Here, ek en jy kan dit nie bekostig om eendag voor God te moet staan. En dan moet hy vir my sê, ek het jou nie geken nie. Here, maar my naam is in daai kerk en daai kerk, party ouens se naam is in elke kerk en my naam. Maar ek sê by een plek totdat die pastoor my kwaad maak of iemand, dan gaan ons maar na die volgende plek. En dan sê ek ook maar net weer daar, totdat iemand my nou nie groet nie. Iemand my nie raak sien nie, ek nie geliefd voel nie, dan gaan ek maar na die volgende plek. Want jy moet wegbly van daai plek af. Maar wanneer jy 'n plek kom en dit gaan nie oor die kerk of die pastoor en jy kan God sê oor alles wat jy. Ek gee nie om of die pastoor iets doen nie. Ek gee nie om of die kerkraad en leiers nie. I am here to worship the King. I want I'm here for him. En hy sê, move. Ek luister na getuienis van 'n nie blanke man. Is nou nie in Suid-Afrika gewees, ek kan nie onthou in 'n ander land. Maar hy kom by 'n kerk en hy soek 'n plek van aanbidding. En hy kom by 'n klein kerkie gemeente uit wat nou nie van die nie blankes hou nie. So dit is net vir ons. En hy soek 'n plek om te aanbid. Hy so lief vir die Here. En hy het 'n ontmoeting met die pastoor. Ek wil graag hier by julle inskakel. Ek wil graag saam met julle worship en alles nie. Hierdie pastoor trap klein, maar nou moet hy iets soek om vir hierdie uit te sê, nee, ons soek jou nie eintlik nie. En hy sê, ek sê vir jou wat, gaan vat 2 of 3 maande, dan gaan bid jy, en dan hoor jy wat God sê. As God sê, jy mag nie aanbid, dan kom jy, ek sal ook vir 3 maande gaan bid, dan vra die Here of jy hier mag aansluit. En hy sê, nee, ek gaan bid. Maar dit was 'n verskoning, so die pastoor het gedink, okay, dit gaan hom afskrik. En na 3 maande kom die man terug. En die pastoor heel verbaas. Hier is die ou nou terug. En die pastoor het nie regtig gaan bid, want dit was vir hom net ontslae raak van die Here. En die man kom om my sê, Pastor, you told me 3 months back to go and pray and ask God if I can join this church. And I've been praying and I've been laying before God and asking him. And die pastoor sê, okay, Jan, I said that you pray. I said, no, I didn't really pray. I said, maar wat het God vir jou sê? God said and told me, good luck getting into that church because I've been trying for years. Dis 'n ware ding, dis nie God sê, good luck because I've been standing outside for the whole time.
They're so busy with religion. They're so busy with their programs. Jy sien enige plek, enige kerk, enige mens kan staande bly met of sonder God wanneer hulle eie programmetjies en hulle eie. We cannot afford to have our own program. As God nie opdag nie, dan wil ek nie daar wees nie. As die Here nie in die verhouding is nie, wil ek dit nie hê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, if you don't have Jesus and He doesn't have you, then I don't want it this morning. Jy moet vanmôre sê, Here, my alles of niks nie. As U nie my gaan verander raak nie, as U nie in hierdie ding is nie, then I don't want it, Lord. Ek gee nie om wat is die naam daarvan nie. If you are not the center of this and I cannot feel your presence in my life, then I don't want it. Ek soek nie een kerkprogram nie. Ek soek nie enige opleiding nie. As die Gees van God my nie nader aan God die Vader bring en my nader aan Jesus bring nie, then I don't want it. I want a relationship. Want wat word gebore uit verhouding uit, siele word gered, siele word genees, slawe word vrygemaak, because when God is, there is miracles, not only for those around you, but inside of you. Hy sê, al vergaan my uiterlike mens ook, nogtans word my innerlike mens dag vir dag vernuwe, because I am in the presence of the Lord. Halleluja, dit beteken ek gaan nie meer stories nie, want as jy dan verder lees, dan gaan jy sê, hulle wat na my stem luister, hulle wat ek ken, ek sal jy sê, soos wees hulle is soos hulle, die ou wat sy huis op die rots bou. Die storms gaan kom, die winde gaan waai, en dit gaan teen na die huis aankom, maar hy sal bly stil. Why? Want hy dra vrug. Hoe kan ek vrug dra? Kom ons lees verder. Wat sê Johannes 15? Vers 1 tot 5. En dan gaan my haas om klaar te maak. Johannes 15 vanaf vers 1 tot 5 sê. Hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. As jou vrug nie toeneem, het jy 'n probleem. Ja, so ek het vrug. If you trying to make yourself feel better because you're bearing fruit, maar jy dra maar nog dieselfde hoeveelheid vruggies as wat jy 10 jaar gedraai het. So ook met genade dat daar vrug is elke jaar. As jy nie groei in God nie, then you've got a problem. As jy nie vandag kan sê, Here, ek is nou nog nader aan God, as wat ek 10 jaar terug was nie. As jy nie nou kan sê, Here, ek is al dieper in die Here in, as wat ek was 'n jaar terug nie. If there was not something that brought you closer to Him, baie mense, ek is ons nou gered, so ek is fine. Nee, jy moet groei in die Here. Die woord van Here sê dat die tyd is daar, dat ons almal op predikers moes gewees het, maar baie is nog op die melkkos, baie moet nog gevoer word met 'n titieborrel, en sê, ag, drink tog nie, my pa wat hy gesê, jy moet baie ouens met 'n kruiwa tot voor die hemel vat, en dan spring hulle af en hol hulle in elk geval hel toe. Jy doen al die moeite om mense te voer, en sê, ag, kom die nou maar die Here, ag, moet tog nou nie kwaad raak nie, ag, moet jy nou nie steur aan Talissan nie, en oom Jannie, wat nou is, ag, kom ons dien nou nie, ag, kom ons steek net jou handjies op, kom ons loof tog net die Here. Jy het soveel moeite om mense te kry, but when you have a relationship with the King of Kings, you will not wait for somebody to tell you, please worship the King. You will lift up your hands and you will glorify Him, because dit is die Gees, en in waarheid hy sê, want die tyd is daar, dat die ware aanbidders God sal aanbid in gees en in waarheid. You will never learn to worship if you don't have a relationship. Ek wil vandag vir jou sê, van worship, it's not an event to attend, it's a way of living. My life is worship to the King. I give Him glory by bearing fruit. Jou vrug gee aan God 'n offer van dank en eer. My life must glorify Him. Die woord van die Here sê dat ek moet die lieflike geur van Jesus Christus wees onder die wat verlore gaan en onder die wat gered is. My life needs to glorify Him. Nie weet hoeveel goed ek doen nie.
It's your fruit that gives glory to Him. Ek wil vandag vir jou sê, God sê, vanmôre wil jy my nie toelaat om jou weer te snoei nie. Wil jy my nie toelaat om jou weer bietjie skoon te maak nie. Jy het so self afhanklik geraak. Onafhanklik. Die Here kan dit maak. You will never make it without Him. Sê, as ek nie in my in hom bly nie, dan gaan jy dit nooit maak nie. Hy sê, ek maak jou skoon sodat jy meer vrug kan dra. Julle is alreeds 3 ry deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos wat ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, is dit nie, as hy nie in die wynstok bly nie, so kan julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan niks doen sonder God in hierdie verhouding nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy nie so moeg vir die religion soos ek. Ek is 'n Pinksterseun. Ek het onder die kerkbanke groot geword. Ek het gesien hoe die Gees van God gewerk het oor die jare. Maar ek het ook gesien hoe religion mense weggejaag het. Ek het eerstehands ondervind toe hierdie Pinksterseun die pad byster raak en hy alkoholist word. Ja, as die alkoholist wat hier voor julle staan. Ek het Pinkster groot geword, maar ek het nie Pinkster gebly nie. Ek het ergens langs die pad, het ek verlore geraak. Ergens langs die pad, was ek stikkend en gebroken, en ek was 'n alkoholist. In 'n religion, het hulle rug op jou gedraai en sê, dis nou 'n pastoorseun wat so. Maar die rede hoekom ek gedrink het, was omdat ek stikkend was en gebroken was, en ek uit 'n stikkende huwelik uitgekom het. Ek nie meer kanse sien het vir die lewe, en ek alles net wou wegdrink. En die religion het gesê, kyk nou wat in my, dis nou pastoor se seun, terwyl daar een is, of jy pastoorseun is, of nie, wat uitgeroep het gesê, Here, ek is stikkend. Here, ek het hulp nodig. Onthou vele aande terwyl ek in 'n dronk toestand op die bed gelê het, en die trane oor my wang gerol. Nou ek sê, Here, ek het U so nodig. Maar niemand het opgedaag behalwe my pa nie. Ek eer God vir 'n pa, of as hy 'n pastoor, wat nie opgehou het bid het, wat nie opgehou liefde gee het nie, wat nie opgehou omgee het nie, en wat nie opgehou het om vrug te wys. En dis nie sy prediking wat my teruggebring het. Nou Jesus doen nie, dis die vrug. En my eer die Here dat ek kom terugkom. En daarom het ek verpes religion. Want oor die jare het ek gesien hoe religion ore afkap. Ek het nie 'n suit aan, en 'n taai aan, en jy lyk nou nie so, en ek onthou, toe ek klein seentjie was, toe my pa pastoor was, toe was 'n gekleurde hemp sonde. Jy 'n gekleurde hemp, of 'n ander kleur soet, buite 'n swart soet gedraai, dan sondig jy. Jy mag net 'n wit hemp, 'n swart soet en 'n swart taai dra. Anders is jy van die hel af. Jy van die duiwel af. My pa was een van die eerste pastore wat op Julle Park konferensiegronde, by 'n pastore konferensie, met 'n gekleurde hemp op die platform gestap het. En toe word hy onder sensuur geplaas. Die jaar daarna toe dra al die pastore gekleurde hemp. Want ons het goed religion gemaak. Dit is God se hart, dit is God se wil. Jy gaan dit glo. Ja, maar ek bediening toe kom, toe doen ek een ding. En ek wil jou uitdaag, want die woord van Here sê, glo nie elke gees nie. Maar stel dit op die proef of dit van God af is.
En ek kom, toe ek in die bediening kom, en ek gaan lê voor God, en ek heilig sê, Here, religion het vir my al hierdie goed geleer. Oor hoekies en dit en daai en die goed en daai goed. Here, wat is u hart? Oor die dood, oor dit. En ek het na God toe gegaan, sê Here, ek weet niks nie, leer my van voor af. Ek het soveel geleer van 'n religion, dat ek eintlik verward is, ek weet nie meer, ek het heeltyd in vrees, dat as ek net een ding verkeerd doen, dan is ek in die hel. So 'n religion bring vrees, terwyl 'n relationship kom en jy ken God se hart, en sê Here, dankie dat u my help om nader aan u te kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl ek voor God gelê het, en sê Here, wys u my u hart. Toe begin die een ding na die ander ding vir my afval, laste wat ek gedra het. Here, ek moet hierdie goed doen, anders gaan God nie van my hou nie. Ek moet dit doen, anders gaan ek nie aanvaarbaar wees nie. Ek moet so lyk, anders te... En Jesus sê dit in sy woord, hy sê, kom na my toe, my las is lig. Hoekom? Want die skrifgeleerdes, die kerk van daai tyd, het ook 'n probleem gehad met verhouding. The religious people were the people that was crucifying Jesus. Was skrifgeleerdes. En ek wil vanmôre vir jou vra, God se hart vanmôre is, wil jy nie vanmôre met my 'n verhouding hê? Ek het soveel meer wat ek met jou graag wil deel. Daar's soveel dinge wat ek vir jou wil oopmaak. As jy ons sien God, hy is heeltyd net reg om my te straf en my in die hande te kry en my te slaan vir elke foutjie wat ek moet doen, dan hoe kan ek 'n verhouding hê? Sê ek net dat alles reg is, ek sê nee, maar God sal my leer. En wat ek dan doen sal wees uit relationship, nie uit religion. Ek weet nie van wie sê wat vanmôre. Ek het soveel mense wat in die kerk groot geword het, wat gesê, ek wil nie my voet in die kerk sit nie. Ek het 'n getuienis van 'n jong vrou gehoor wat haar pa was op die kerkraad al die jare, en hy was 'n gesiene ou in die kerk. En die eerste kans toe sy uit die skool uitkom, toe vlug sy vir die kerk. En sy het haar voete in 'n kerk gesit totdat sy diep in haar 30's was, toe God haar siel red. En haar getuienis is dit, ek kon nooit religion verstaan nie, want my pa was die wonderlikste man by die kerk. Hy was koster, hy was voorsitter op die kerkraad, en almal by die kerk, maar by die kerk het hy sy hande opgesteek, en hy was geliefd deur almal. Maar as hy by die huis was, het hy ons gevloek, het my ma geslaan, en ek kon nooit verstaan, is dit religion, is dit God, is wat dit beteken om God te dien, dan soek ek dit nie. Want hoe kan daar twee dele van dieselfde ding wees? En sy raak rebels teen God, en sy hardloop weg, sê ek soek dit nie. Want die kerk gee baie keer iets wat nooit God is nie. En mense wil nie hulle voete in die kerk sit nie, because they think that is who God is. Maar ek wil vir jou sê, when you have a relationship with him, dit is so lekker om die Here te dien. Ek kan nie wag om sy naam groot te maak. Kan nie wag nie, want ek weet hoe waar hy my uitgehaal. Ek dank die Here dat ek die padwyser geraak het. Want anders het ek in religion al die pad in die bediening ingegaan. Ek moes ergens myself te pletter loop om by hom uit te kom. Die regtigheid. Wie hy is, nie wie anders sê hy is. Om sy hart te kom verstaan. En ek het klaar die woord vanmôre gebring, en ek wil vanmôre van God praat vanmôre met mense in hierdie plek, en hy sê, jy probeer so hard om my gelukkig te maak, met goed, maar jy verstaan nie. Ek wil net hê, jy moet weer by my voete kom, en ek wil hê, ons moet praat, ek wil hê, dat jy weer my vrede ervaar, ek wil hê, jy weer my blydskap ervaar, ek wil hê, jy moet my acceptance kom aanvaar. Ja, maar as so goed, veel goed wat ek moet doen, ek moet vrug dra, dit sal gebore word uit
verhouding. Ek sal jou help met dit, ek sal jou snoei, ek sal jou skoonmaak, maar dit gaan lekker wees. Het is nie moeilik om vrug te dra wanneer jy verhouding met God het nie, want dit kom vanself. Net daar waar jy is jy vanmôre van sy Here, my alles vanmôre vir die Here. Jy het saam met my staan vanmôre en sê, Here, ek is goed vir religion. Ek soek meer as net godsdienst. Ek soek meer as net 'n kerkgebou. Ek soek meer as net 'n pastoor. Ek soek meer as net om leeg kerk toe te gaan, 'n leeg huis toe te gaan. Ek soek meer as om net my Bybel te lees en leeg te bly. Ek soek meer as om 'n gebed te sê, omdat ek dink ek moet dit sê, maar ek bly leeg. Here, ek soek meer. Ek wil U voel, ek wil U ervaar. Vader, ek het hierdie woord gebring, soos dit op my hart gelê. En ek wil vanmôre vra dat U mense gaan help om in hierdie plek vanmôre uit religion uit te kan stap en in 'n verhouding met U in te stap. Ek wil vanmôre bid dat die Here vanmôre mense sal help met acceptance. Om te sê, Here, dankie, ek weet nie hoe God my wil lief het, ek het soveel foute, ek voel so vuil, ek voel so gebroken, ek voel so stik, ek voel soos 'n failure as 'n pa, ek voel soos 'n failure as 'n man, ek voel ek maak net droog, en God sê, ek sal dit alles vir jou uitsorteer, maar kom net eers by my uit. Kom net vanmôre. Here, maar ek het soveel keer probeer kerk toe gaan, het nie gewerk nie. Because the church will never save you, but Jesus will. En wat jy net vanmôre sê, daar waar jy staan, sê, Here, ek gee my alles vir U. Here, ek bid vir elkeen en myself ingesluit, dat U ons sal help om met U 'n verhouding te hê. Lord, I pray for a relationship with You this morning. Elkeen wat nou sê, Here, hier is ek, I want a relationship with You. Here, ons bely dat Jesus is die enigste deur, die weg en die waarheid. Niemand kan na die Vader gaan behalwe deur Jesus nie. En ons kom in die naam van Jesus en ons gee ons lewe vir die Here. Ons gee ons harte vir die Here. Ons gee ons alles vir U vanmôre, Here. En ons vra dat U ons sal red, dat U ons sal vergewe, dat U ons sal was met die bloed van die lam, dat U ons sal reinig en ons sal heilig, dat ons name vanmôre geskryf sal wees in die boek van die lewe en dat ons U sal ken en dat U ons sal ken. Leer ons deur U Gees, kom vul ons met U Heilige Gees vanmôre en die Heilige Gees lei ons in 'n verhouding met die Vader. Help ons om vrug te dra en dat ons vrug mag toeneem en blywend wees. Herstel mense tot U vanmôre, is my gebed in Jesus naam. En ons gee aan U die eer, die lof, die dank en aanbidding. Amen en amen. Gee die Here lof.